Ons begin ons erediens. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing saam, broer en suster, Psalm 146 vers 5 en vers 6. U kan staan, onthou net, daar's 'n lang inleiding, so ek dink die maklikste is staan maar van die begin af, onthou net daar's 'n lang inleiding. Wat uit liefde ryk erbarme, hongerige spyse bied, wat gevangenes vryheid skenk, en al smart gedenk. Dis die Heer se mededoe, wat die blinde verlig, wie in stof lê neergeboe, word deur hom weer opgerig. Hy bemin die wat opreg, wandel in sy woord en weg. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Hy wat opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Nou, broer en suster, daar staan die verootmoediging en versoeningsdiens. Dit is die deel van die erediens wat nou aanbreek, waar ons voor God neerbuig. Vir 2000 jaar is dit eintlik hoe die erediens verloop het. Dit het 'n vaste struktuur. Ons doen dit aan die hand van die wet van die Here. Uit Exodus hoofstuk 20, toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, op die aarde of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat,
Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons sing saam Psalm 6, vers 1 en vers 3. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons sê vir U baie dankie dat ons die voorreg het van 'n erediens op Heilbron. Baie dankie dat ons saam kan luister na U woord en ons lewens daarvolgens kan inrig. Ons bid, Here, dat U aan ons werklike ontvanklike harte sal gee. En ons bid ook, Here, dat U ons genadig sal wees in die uitleef, dat ons onder leiding van die Heilige Gees beleef hoe dat U ons stuur en help om U woord toe te pas. Ons bid vir die bewaring van U kerk en spesifiek die gereformeerde kerke in Suid-Afrika, waar ons die laaste tyd openlik aangeval word vanuit verskillende oorde. Ja, Here, ons het geweet dat dit sal ook die pad wees wat die ware kerk sal loop, dat ons al vreemder sal word in hierdie wêreld en dat die wêreld ons openlik vyandig sal raak.
Ons bid die Here dat U in die harte van mense sal werk, dat hulle werklik besef dit is noodsaaklik om die eredienste by te woon, dat hulle nie net by die huis kan sit en as hulle hier kon gewees het, nie hier is nie. Ons besef dat daar is mense met omstandighede wat moeilik is en vir hulle bid ons. Ons bid dat U werklik sal gee, dat hulle omstandighede verander sodat hulle hier kan wees. Ons bid vir die vergadering van ons ouderlinge wat moeilike sake moet hanteer, wat oor mense handel. En ons bid ook vir ons eerskomende kerkraadsvergadering, in die besonder ook vir ons sendinggemeente en die sendingwerk wat gedoen word binne ons grense en vanuit ons gemeente na buite. Dit alles vra ons van U in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde broer en suster, ons kan hom wees 'n bietjie harder sy die mikrofoon asseblief. Ons lees saam uit Lukas hoofstuk 17. Ek gebruik die 83 Afrikaanse vertaling. Jesus het vir sy disippels gesê, dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel, maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. So 'n mens kan eerder met 'n groot klip aan die nek in die see gegooi word, as dat hy vir een van hierdie kleintjies 'n struikelblok word. Wees dus self op julle hoede. As jou broer verkeerd optree, berisp hom. As hy berou kry, vergewe hom. Selfs as hy 7 maal op 'n dag verkeerd optree teen jou, en 7 maal na jou toe terugkom en sê, ek is jammer, moet jy hom vergewe. Die apostel sê toe vir die Here, gee ons meer geloof. Maar die Here antwoord, as julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortels en al uit die grond uit en plant jouself in die see, en hy sou julle gehoorsaam. Sê nou een van julle het 'n slaaf wat ploeg of vee oppas, sal hy vir die slaaf sê as hy van die veld af inkom, kom eet eers gou? Natuurlik nie, maar hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete, sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink. Daarna kan jy self eet en drink. 'n Slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie, of hoe? So is dit ook met julle, as julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie, ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. So ons teks hier is dus self op julle hoede. Vers 3, as jou broer verkeerd optree, berisp hom, en as hy dag vir jou en sê kom en dan ek 4 vanaf vers 17, die ou en die nuwe lewe. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie, hulle gedagtes lei tot niks, hulle verstand is verduister en het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig is in hulle onkunde en in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor en omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskape is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat,
want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien, dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie, praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van die omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitter of opvleend wees of woedend word nie, moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Goed, as dit enigstens kan, moet ons los die skerms, dat hulle maar stil staan op 'n punt, nie flikker nie, as dit enigstens kan. Geliefde broer en suster, ek val dadelik met die deur in die huis. In heilige liefde moet jy 'n sondaar bestraf. Die Here sê, en hy begin hierdie gedeelte deur te sê, pas op vir julleself. Pas op vir julleself. Maar die tema sê, dat jy in heilige liefde 'n sondaar moet bestraf. Maar hoekom begin die Here met ons? Hoekom begin hy met pas op vir julleself? Omdat broer en suster, in die voorafgaande gedeelte sê hy vir ons, daar is baie struikelblokke in hierdie lewe. Daardie struikelblokke kom op verskillende maniere op 'n mens se pad. Die doel van daardie struikelblokke is om te keer dat jy in die koninkryk van die hemel kan ingaan. En mense, ongelukkig is nie almal dieselfde nie. Jy kan doeteenvoudig nie aanvaar dat alle mense is goed nie. Daar is werklik bose mense. Hulle is van die bose, hulle is die blyplek van die bose, hulle is doeteenvoudig vol van die bose. En daardie mense is die tipe mense wat nie sal skroom om jou op 'n sondige pad te verlei nie. Nou ek het reeds gesê dat ons kyk juis, en ons gaan net nog by een geleentheid kyk na bose geeste, wat die Bybel daarvan leer. En ek wil dit sta wat ek sê, dat daar is mense wat boos is. En jy moet leer om te onderskei wie hulle is. Ek verwys na die baie bekende gelykenis van die saaier. Julle almal ken die gelykenis. In daardie gelykenis, Matteus 13 vers 38, sê die Here, die saailand is die wêreld. Dis die wêreld daar buite, met ander woorde die mense. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk. En die onkruid, die kinders van die bose. So die Here sê, daar's net hierdie twee. Daar is die kinders van die koninkryk, en daar is die kinders van die bose. Die onkruid, met ander woorde. Dis nie altyd maklik om daardie mense te herken nie. Dit kan iemand wees wat in jou vriendekring is. Dit kan jou beste vriend wees. Dit kan iemand wees wat saam met jou werk. Hopelik is dit nie iemand wat deel is van jou huisgesin of jou familie nie. Ek hoop regtig dat jy dit gespaar is. En as jy wonder, maar hoe moet ek weet, watter is hierdie mense wat ek moet vir myself oppas, dat ek nie die een is wat sondig deur val en sonde doen nie. As jy wonder, hoe moet jy weet, dan sê die Here vir ons baie duidelik in Matteus 7, dat jy ken 'n boom aan sy vrugte. As dit iemand is wat nie kerk toe gaan nie, as dit iemand is wat vloek en skel, as dit iemand is wat swak grappies rondstuur, as dit iemand is wat pornografie kyk, as dit iemand is wat nie respek het vir sy vrou of vir sy kinders nie, as dit iemand so 'n persoon is, wel dan is daar redelike duidelike vrug aan daardie boom, dat die boom is nie goed. Die Here gaan verder deur te sê, baie van hulle kom as leraars, maar hulle kom as wolwe met skaapvelle aan. Dit is baie moeilik om hulle te herken. Hulle lyk gaaf en vriendelik. Dit kan die mooiste fisiese persoon wees wat jy ken.
Maar daardie mens het 'n verrotting en 'n donkerte in hulle wat skrikwekkend is. Hulle is boos deur en hulle is vol bose geeste. Mense wat vol bose geeste is, broer en suster, is nie takhare met skuim om hulle mond nie. Nie altyd nie. Het jy geweet, sommer so tussen hakies. Daar is algemeen verwys na Paul Creer as die dopper takhaar. So pas op daarvoor om te dink dat jy het 'n beeld van hoe lyk mense wat vol bose geeste is. En jou beste maat wat saam met jou werk, herken jy nie as die persoon wat besig is om vir jou 'n struikelblok is te wees nie. Nou die Here sê, maar wee hom deur wie die struikelblokke kom, dit is vir hom beter as 'n meelsteen aan sy nek gehang en hy in die see gegooi word, as dat hy een van hierdie kleintjies sou laat struikel. Dit is beter vir hom om morsdood te wees, as om dit te doen om ander mense op die pad van sonde weg van God en weg van sy kerk te lei. Die Gereformeerde Kerk Nelspruit het baie ernstig met broer Peer van Vuur, en ja, ek noem sy naam want hy het nie geskroom om die kerk van die Here se naam deur die modder te sleep nie. En ek skaam my dat die man se van Vuur is. Het nie geskroom om die Gereformeerde Kerk Nelspruit se naam deur die modder te gaan sleep, omdat hulle hom aangespreek het, omdat hy soos baie mense in die gemeente nie eers meer lou is nie, maar sommer koud is. Omdat die kerkraad vir hom 'n brief geskryf het in liefde, omdat hulle omgee en vir hom gesê het, geliefde broer, ons is baie bekommerd want jy kom nie kerk toe nie. Wat is besig om in jou lewe aan te gaan? Jy moet jou oë oopmaak, jy is op die verkeerde pad. En toe gaan hy en hy plaas daardie brief op Facebook, en almal wat 'n steekie kan inkry na die kerk van die Here, want die ware kerk van die Here word onder andere geken deur suiwere bediening van die woord, bediening van die sakramente soos Christus dit ingestel het, en die toepassing van die kerklike tug. En dit is nou waarom die Gereformeerde Kerk Nelspruit, sy kerkraad en die Gereformeerde kerke in die algemeen aangeval word deur almal wat lus het. En weet julle hoekom gebeur dit? Dit is deel van 'n reeks gebeure. Wat het die vorige weke aangegaan? Toe's dit die valse leraar Dani Botha met die wegrape. Daar het mense op daardie pad gegaan en nou sê mense, die kerk van die Here, kyk net hoe is die kerk van die Here. Ons wil niks met die kerk te doen hê nie. Ek vrees vir hierdie broer. Ek vrees vir hom. Ek vrees vir sy part, want hy het Christus in die gesig gevat en hy het Christus se kerk deur die modder gesleep die afgelope week. En ek hoop nie hy dink is 'n grap nie. Ons sal maar sien hoe loop sy lewe. Hierdie kerkraad het 3 keer nou al 'n broer se naam afgekondig en ek gaan hom nie hier noem nou nie. Ek mag. Die klas het gesê ons mag, maar ek weet nie wie luister op die internet na hierdie preek nie. Het jy al met daai broer gaan praat? Ek het hierdie week weer by hom gaan sit en met hom ernstig gepraat en vir hom gesê, oom, ek is bekommerd, oom is op pad na die hel toe. Oom kan nie in sonde saam met 'n ander vrou bly nie en daarin volhard, jaar in en jaar uit nie. Oom moet tot bekering kom. Dit gaan nie oor die formulier vir ban en afsnyding wat ek gaan moet lees nie en dat dit vir my bitter swaar gaan wees nie. Ek is bekommerd oor oom se heil en saligheid. En ek het vir u gesê, die man word genoem, so u in liefde genoeg omgee om na hom toe te gaan en met hom te praat. Ernstig met hom te praat. En daarom vra ek vir u, het u dit al gedoen? Moenie ander mense tot sonde verlei nie. As jy vir iemand sê, kom bly net nog 'n rukkie, kom ons drink nog 1 dop. Ek drink nie saam met almal iets nie. Weet jy hoekom? Want ek weet party mense het 'n probleem met drank.
Partykeer keer ek mense en sê ek dink jy het genoeg gehad en moet nou huis toe gaan. Kom laat ek jou my motor laai en jou by jou huis gaan aflaai. Moenie mense seksueel verlei nie. Met jou kleredrag, met jou houding, met jou woorde, met die beelde wat jy rondstuur, met die grappies wat jy rondstuur nie. Pas op om vir enige iemand sommer 'n pil aan te bied of 'n sigaret. Hoe gaan jy voel as daardie persoon uiteindelik eendag sterf van longemfyseem, maar jy het vir daardie persoon die eerste sigaret gegee? Moenie mense goed praat as hulle huweliks ontrou is nie. Moenie saam lag nie. Sê reguit, dis verkeerd. Hierdie goed wat julle kyk op Netflix, dis huweliks ontrou in baie gevalle. Ek praat nie eers van die gevaar van pornografie nie, prikkelende beelde en swak grappies. Weet jy wat 'n afmetings neem pornografie aan onder kinders en jong mense? Jy kry hulle dat hulle al verslaaf raak aan tekenprente wat pornografies is. Jy kry dit selfs by jong volwassenes. En jy mag dink dis baie snaaks, ja, totdat jy met die verslawing sit. Wees baie versigtig om 'n struikelblok vir ander mense te wees. Dis waar die Here begin. En dan sê hy, en dit alles in ag genome, as jou broer teen jou sondig, bestraf hom. As iemand op hierdie manier met jou beginne werk of praat of jou aanmoedig of voorpraat, maak nie saak of dit jou baas by die werk is, jou beste vriend is, dan sê hy, wag 'n bietjie, verstaan ek jou reg? Jy wil vir my sê, dit is maar goed dat ek ontrou is aan my vrou. Jy wil vir my sê, dis beter dat ek hier sit en saam met jou nog 'n drankie drink as wat ek huis toe gaan. Om by my vrou en my kinders te wees. Is dit, hoor ek jou reg, is dit wat jy vir my sê? Is jy besig om vir my sê, dit is goed genoeg dat ons vandag hard kuier en môreoggend gaan ons nie kerk toe nie? Om die waarheid te sê, wil ek jou vra, is jy in 'n kerk? Woon jy eredienste by? O nee, jy doen nie. Maar kom ek praat dan met jou oor die hel en oor die hemel. Want ek het jou werklik lief, jy is my beste vriend, ek het dit nooit besef nie. Dit, broer en suster, is wat van ons verwag word. Dit gaan hier oor werklike sonde. Jy weet, ek vind dat mense wil met mekaar 'n probleem hê in 'n gemeente, en dan gaan dit oor, maar daai een het my nie gegroet nie. Wat is Tannie se probleem met hierdie ene? Nee, ek weet nie, daai een is nog altyd snaaks met my. Hoe bedoel Tannie, daai een is altyd snaaks met Tannie? Nee, sy draai haar rug op my, ek kry nooit met haar gepraat, sy praat kort met my, of sy's kort af met my, of sy het nie respek vir my nie. Jy is besig om 'n klein dingetjie onnodig op te blaas. Jy moet maar 'n bietjie dikker geestelike vel groei en ontwikkel. Hoe weet jy wat is met daardie persoon aan die gang gewees op daardie stadium? Hoe weet jy wat het in daardie mens se lewe gebeur? Weet jy? Jy weet nie. Dit gaan hier, broer en suster, in hierdie gedeelte oor werklike sonde teen God. Dit is nie onbeduidende irritasies waarvan die Here Jesus hier praat nie, klein dingetjies nie. Moenie van klein goedjies groot astronomiese dinge maak nie. Mense het 'n manier om dit te doen. Van daai een het my so bietjie hard aangespreek, daai een het my nie gegroet nie, daai een was die vriend aanstoot geneem. Weet jy hoe werk dit? U almal weet hoe werk dit. Jy gaan en die Here gebruik die woord aanstoot neem, en aanstoot neem beteken, jy gee aan daai persoon se optrede die slegste moontlike verklaring. Hier in jou kop begin jy nou met daai ding te werk, nê? En jy sê vir jouself, o, wag 'n bietjie, daai een het nog nooit van my gehou nie, daai een haat my eintlik, om die waarheid te sê, daai een se houding is, dan gaan ek ook nou so maak. Jy moet hier rond te maal in jou kop en jy vergroot dit en maak dit al negatiewer. Jou oordeel is nie positief nie, jy het nie eers al die inligting nie. In plaas daarvan dat jy dalk in die lig van die liefde, want dis waaroor dit gaan in die tema van die preek, dat ons in heilige liefde mekaar vir mekaar moet sê in 1 Korintiërs 13,
alles. Ag, miskien is daar 'n ander rede, sy het my dalk nie raak gesien nie. Ek is dalk ook maar nie altyd vriendelik gewees nie. Ek het maar in die of teenoor haar. Dit is liefde. Om nie, iemand het eendag vir my gesê, ek kan nie met jou praat nie, want jy sal altyd ander Jy sal altyd die beste van ander mense glo. Ek kan nie met jou praat nie. Hoekom? Want in liefde probeer ek die beste in mense sien. Ook jy wat besig is om met my te praat, vir jou doen ek presies dieselfde teenoor ander mense. Is dit nie die hart wat ons almal moet hê nie? Die bedoeling van ons Here se opdrag, broer en suster, is dat sonde dadelik aangespreek moet word. Dat ek nie moet aanstoot neem nie, dat ek dit nie moet rondmaal in my kop en dit moet onnodig laat groei nie. Dadelik hoef nie op die plek in die oomblik te wees as ek nog emosioneel of kwaad is nie, maar dadelik beteken binne 'n redelike tyd, binne 'n paar dae. Dit moenie weke word nie, dit moenie maande word nie, want dan kom 'n verbittering in. En verbittering is, ek bly stil, maar ek is woedend kwaad hier binne in my. Dit belemmer my verhouding met die Here uiteindelik. Dis liefde, hoor. Jy sien, daai kerkraad van Nelspruit het Peer van Vuren regtig lief. Dis hoekom hulle vir hom daai brief geskryf het. En nou gaan die wêreld en die bose wêreld en hulle draai dit om en hulle sê, daai mense het jou nie lief nie, kyk hierdie brief wat hulle vir jou geskryf het. Hulle gee nie om nie. En almal wat dit sê, hulle staan by terwyl hierdie ou se lewe besig is om totaal op die verkeerde pad te loop. Hy is soos 'n trein wat voortspoed teen die hoogste snelheid en die spore hou op 'n stadium op. En almal prys hom nou en praat hom voor op die internet en in die sosiale media. Hierdie man is op pad in die verkeerde rigting. En die enigste mense wat regtig omgee is nou die mense wat aan die kruis gespyker word. Dis nou die wêreld se liefde vir jou. En daarom, broer en suster, in hierdie kerk is dit so, ons praat met mekaar, ons berus by mekaar, ons spreek mekaar aan. Die Here sê, bestraf hom, berusp hom, praat met hom. As jy hom werklik lief het, ja, moet dit nie doen wanneer jy emosioneel en kwaad is nie, maar praat mooi. Maar definitief, die liefde soek die beste vir die persoon wat sondig. Dit kan baie moeilik wees om met so 'n mens te praat. 'n Mens kan voel, maar hoe is dit moontlik dat ek met hierdie persoon kan praat en aan die een kant die sonde aanspreek en aan die ander kant ook die persoon tog spaar, nie seermaak nie. Hoe kry 'n mens so iets reg? Jy spreek die sonde aan, maar jy spaar ook die mense aan die ander kant. Dit lyk so onmoontlik. Dit is nie onmoontlik as dit gedoen word met die regte gesindheid onder leiding van die Heilige Gees nie. Jy wil nie iemand moedeloos maak nie, jy wil die persoon red. Wat is die diepste rede waarom jy met die persoon praat? Ek begin altyd deur vir die persoon te sê, ek is hier vandag. Ek gaan nie eers oor koetjies en kalfies en allerlei goedjies met jou praat nie. Ek het gekom vandag om met jou te praat oor hierdie sonde. Maar ek kom omdat ek jou lief het. Omdat ek regtig vir jou omgee. Ek wil nie eendag in die hemel wees en dan moet ek weet jy is nie hier nie, omdat ek my werk nie gedoen het nie. Paulus sê vir die Galasiërs in hoofstuk 6 vers 1, broers, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let. Terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. In 'n gees, sê Paulus, van sagmoedigheid. Op 'n ander plek skryf hy vir die Korintiërs, van die gesindheid van die Here Jesus, dat dit is sagmoedig en vriendelik. Dis hoe ons met mekaar moet praat. Die Here Jesus het baie sy disippels vermaan. Ek lees nie een keer van dat hulle vir hom kwaad was nie. Daai aand op die stormagtige meer van Galilea, toe is hulle klein gelowig, nê?
Hy lê en slaap en hulle is klein gelowig. Hy sê op 'n stadium vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Was hulle vir die Here kwaad daaroor? Hulle was nie kwaad vir hom nie. En hy het redelik reguit met hulle gepraat. Op 'n stadium in Lukas 22, u kan dit gaan lees, volg bietjie hierdie roete, hierdie pad met Petrus. Hulle begin deur aan ete met mekaar te praat oor wie die grootste gesag eendag gaan hê, die disippels. En die Here maan hulle en hy sê vir hulle dat hulle moet hierdie onderwerp moet hulle eintlik los, want hulle moet besef dat dit werk anderste om in die koninkryk van die hemel. Dit gaan nie oor wie is die belangrikste nie. Die belangrikste dien almal. Is die een wat die dienaar is. En dan waarsku hy uiteindelik vir Petrus direk, deur vir Petrus te sê, jy gaan my verloon voordat die haan kraai. En Petrus het dit gedoen, die Here het nog so vir hom gekyk. Die Here het na sy opstanding uit die dood aan Petrus verskyn. Ons weet nie wat die Here alles vir Petrus gesê het nie. Daar is wel by een van hierdie geleenthede wat ons wel weet wat die Here met hom gepraat het, en dit is in Johannes 21. Petrus moes gevoel het, hy kan nie meer 'n disipel van die Here wees nie oor dit wat hy verkeerd gedoen het. En dan kom die Here in Johannes 21 en 3 keer dan vra hy vir Petrus, Petrus, het jy my lief? Petrus, het jy my lief? Petrus, het jy my lief? En daar staan in Johannes 21 vers 17, Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. En Jesus sê vir hom, laat my skape wy. Toe is dit al die derde keer wat die Here vir hom sê, Petrus, ek roep jou weer, ek roep jou. Die verlede is die verlede, Petrus. Dis hoe die Here vermaan het, vriendelik, sagmoedig, maar hy het dit gedoen. En u ken die geskiedenis van Petrus. Petrus, alhoewel hy vermaan is, het baie gedoen in diens van die Here en van sy kerk. As ons as gelowiges by mekaar wil bly en aan mekaar wil vashou, broer en suster, dan moet ons daai eenheid bewaar deur nie toe te laat dat hier sonde tussen ons lewe nie, sonder dat ons dit vermaan nie. Ons vermaan mekaar nie omdat ons kwaad is nie, en as jy vermaan word, onthou wat is gevra, toe jy belydenis van geloof afgelê het, jy gaan jou nie wip nie. Daar staan nie, jy gaan jou nie wip nie, as jy vergeet het. Daar staan, jy gaan nie kwaad word, verbitterd raak, die kerk wil bedank nie, omdat jy vermaan word nie. Dus jy verstaan, ons kom en ons praat met jou, omdat jy op die verkeerde pad is, en ons het jou lief. Dis hoekom ons met jou kom praat. Die lewe van 'n disipel van die Here is nie 'n volmaakte lewe nie. Die God wat ons dien is 'n volmaakte God. Dis wonderlik as daar iemand is wat bereid is om jou te kom vermaan en die eer van die Here te beskerm. Dit word gedoen onder gebed en in die krag van die Heilige Gees. Want jy kan sê, maar dis moeilik. Wil jy die werk van hierdie ouderlinge in die gemeente hê? Dis 'n moeilike werk. Wil jy die werk van die dominee hê? Dis 'n moeilike werk. Hoe kry 'n mens hierdie werk gedoen? Jy kry dit net gedoen as jy bid. Jy kry dit net gedoen onder leiding van die Heilige Gees. Is daar nie 'n vaste formule wat ek kan gebruik, 'n rympie van woorde om iemand te vermaan nie? Nee, daar is nie. Maar verstaan net mooi, praat uit jou hart uit. Praat uit jou hart uit en gebruik die Bybel. Vermaning is nie om te raas nie. Vermaning is iets positief. Dis om iemand aan te moedig om daai persoon te behou. Dit is om vir daardie persoon werklik te sê, ek staan langs jou, ek kom nie vanuit die hoogte uit en ek oordeel oor jou nie. Dis blykbaar hoe baie mense dit verstaan het. Julle is hoogheilig. Ek het dit nog nooit beleef by my kerkraad, ons kom vanuit die hoogte na mense toe nie. Inteendeel, ons kom as sondaars wat ons eie sonde ken. Ons kom met 'n stikkende en 'n bewoe hart. Ek het daai broer baie lief. Dis hoekom ek so bekommerd is oor hom. Dis hoekom ek week na week na hom toe gaan. Die krag vir die vermaning, broer en suster, is eintlik die woord van God. Ek bring God se woord. Enige vermaning
is die roepstem van God wat sê, kom terug. Amen. Kom ons sing saam. Psalm 139, vers 1 en 2 sing. Ons gaan nie vers 12 sing nie, ons program laat dit nie toe nie, ons sing net vers 1 en vers 2. Daar's niks voor u bedek, o Heer, u skou uit dieptes neer, en sien my hart en wandel aan, al wat ek doen, my sit en staan, o wat in my diep weggesink het, u weet al wat my hart bedink het. My gaan en leef waar ek my wend, my wees aan u bekend, geen woord het nog my tong ontval, of kyk o Heer, u weet dit al, u sluit my en ek is gevange, u hands op my en al my gange. Broer en suster, in die stukke wat ek uitgestuur het, voor Sondag was die opskrif nie reg nie. Die tweede preek gaan oor vergewe die sondaar. Nou, ek wil dadelik begin deur te sê, moet 'n mens 'n persoon altyd onder alle omstandighede vergewe? Moet jy iemand altyd vergewe, as jy 'n Christen is? Die antwoord is nee. Die antwoord is nee, die antwoord is nie ja nie. Jy sien, dis 'n algemene fout, en ek sien baie van julle het gesê ja, en ek verstaan hoekom jy ja gesê het. Die antwoord is definitief nee. As die persoon nie die pad loop van berou, bekering en vergifnis nie. Berou, bekering, vergifnis. Dis tog algemeen. Dis bekend. Dis die pad. As daar nie berou en bekering is nie, kan daar nie net outomatiese vergifnis wees nie. Nou luister, dis mooi, so dit wat jy gedink het jy weet van vergifnis, het jy skynbaar nie geweet nie. So jy kan maar luister. So ware vergifnis, broer en suster, is 'n opdrag om te sê, vir in heilige liefde vergewe iemand wat teen jou gesondig het. So ware vergifnis vat die krag van God. Niks minder as dit nie. Dis nie maar 'n sterkte wat jy binne in jou het nie. Want as jy dit gaan probeer, dit maak nie saak hoe sterk jy is fisies nie, of geestelik is nie. As jy nie kan vergewe vir baie jare nie, en jy het gewonder, hoekom kry jy dit nie reg nie, is dit omdat jy nie besef het, dit is iets wat God se krag verg nie. Is iets wat jy net kan doen onder leiding van die Heilige Gees. Jy kan dit nie doen as jy kwaad en emosioneel is nie. As jou broer teen jou sondig, luister nou mooi wat ek sê,
berou kry, bekeer, vergifnis vra. Moet jy daardie persoon vergifnis gee? Wie besluit oor of daardie berou en bekering opreg is? Wil jy daaroor besluit? Gaan jy na my toe kom en vir my vra om saam met jou te besluit? Asseblief nie. Asseblief moenie na my toe kom en dit vir my vra nie. Jy is by die verkeerde adres. Ek is op die aarde. Die een wat weet of iemand werklik berou het en bekeer het, is in die hemel. Kan jy in mense se harte sien? Ek kan nie. Miskien dink jy die een of ander 6de, 7de, 8ste, hoeveelste sintuig. So jy kan in mense se harte sien en jy weet wanneer berou en bekering opreg is. Ek weet wel dat die Here sê in sekere gevalle moet daar bepaal word of daardie berou en bekering opreg is, en dan sê hy, dit is nie een gelowige se ding nie. Dan moet die kerkraad, sê hy, saam oorweeg, of is daardie berou en bekering opreg, en ja, jy kan kyk na die vrug van berou en bekering in iemand se lewe. Probeer hulle die verhouding met jou herstel. En dan sê die Here, dan kan die kerkraad en moet die kerkraad 'n besluit daaroor neem en ook besluit op watter wyse versoening gedoen moet word. Aan die ander woorde, as daai broer tot bekering kom, kan die kerkraad besluit hy moet hier voor die gemeente kom staan na alle waarskynlikheid en sê ek het hierdie sonde gedoen en ek is jammer daaroor. Dis wat ek sou dink min of meer die kerkraad sal moet doen. Nie om hom te verneder nie, maar ons sê in ons kerkorde, wat in die Bybel staan, dat God se naam en eer het groot skade gelei oor baie jaar, oor 'n leeftyd. Die kerk se naam is deur die modder gesleep. Nie net deur Peer van Vuren van Nelspruit nie. Dit gebeur hier op Heilbron. En daarom so ernstige versoening kan nodig wees. En jy sien, liefdesmense, ek wonder altyd oor wie is die liefdesmense. Ek is die liefdesmens, sê mense vir my. Ek is 'n liefdesmens so, en ek glo in 'n liefdeskerk. En dan as hulle dit sê, beteken dit, ek glo nie mense moet mekaar vermaan nie, glo nie die kerkraad moet iemand onder tug sit nie, want ek is 'n liefdesmens, en ons is 'n liefdeskerk. In die gereformeerde kerk Heilbron is nie liefdesmense nie. Tug is onmoontlik. En as daai persoon net gesê het, ekskuus, het jy gesê jy is jammer. Dan sê mense wel, dis afgehandel. Jy aanvaar dit, net so. Daai een hoef nie eens eintlik te sê hy is jammer nie. Hy kan maar net so bietjie wys, hy kom weer kerk toe. Geen tug nie. Want ons is liefdesmense. Jy sien, hier is 'n valse ding besig om te gebeur. Die ware liefde word geïgnoreer. En die ware liefdespad wat die Here vir ons in die Bybel uitspel, onder andere in Matteus 18 en hier in Lukas, daarby word nie meer uitgekom nie, want ons is nou liefdesmense omdat Jesus aan die kruis gesterf het en vir alle mense se sonde gesterf het en alle mense is op pad hemel toe. Dit maak nie saak of hulle drink, verneek, slaan, vloek, skel, hoe hulle leef nie, steel, ander indoen nie, dit maak nie saak nie. Alle mense is gered, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat alle mense wat in hom glo, almal gered sal word. En hulle het 'n hele teologie gebou met teologiese skole en almal praat nou dieselfde taal. So niemand kan verlore gaan nie. En die hel word voller en voller en voller. Want ons is 'n liefdesmense en ons is 'n liefdeskerk. Gaan uit daai kerk uit, skryf iemand. Gaan uit daai kerk uit. Wat se tipe mense is dit? Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê, as iemand nie die kerklike pad loop,
die pad loop, die Bybelse pad loop, die skrifpad loop nie. Wat sê die Bybel? En ek gaan dit vir jou wys. Die Bybel sê daai persoon het berou. Daai persoon bekeer. Dan volg vergifnis. Jy sien, die evangelie het nou geword, almal word gered, vir almal is daar vergifnis, Christus is nie nodig nie. Los die kruis. Dis die pad van die liefdesmense in die liefdeskerk. Nie meer berou nie, nie meer bekering nie. Kan jy sien, hier is 'n probleem. Christus is ewe skielik nie meer belangrik nie. So die normale patroon is dit wat ek sê, berou, bekering. Die Here sê in Markus 1 vers 4, as Johannes besig is om te preek, watter tipe prediking het Johannes gehad en hy bedien die doop, dan is dit die bekering tot vergifnis van sondes. Bekering tot vergifnis van sondes is sy doop. Lukas 22 vers 47 sê die Here Jesus vir sy disippels, gaan dan uit na al die nasies toe en gaan verkondig aan hulle die bekering en vergewing van sondes in my naam. Bekering en vergewing van sondes. So dis eintlik berou nommer 1, bekering nommer 2, vergewing van sondes nommer 3. Nou het jy 'n Afrikaanse kerk deesdae wat sê, nee wat, berou nie meer nie, bekering nie meer nie, outomatiese vergifnis van sondes, geen Christus nie. En die preek wat Petrus preek met Pinkster, wat sê hy in Handelinge 2 vers 38, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Handelinge 2 vers 38. So, hy veronderstel berou, hy sê nie altyd berou nie, maar berou is nommer 1, dan bekering en dan vergifnis. Nog ene, hierdie is 'n belangrike ene. Handelinge 5 vers 31. Daar sê die Here, hom het God as leidsman en verlosser, dit is Jesus Christus gegee, deur sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. Wie skenk? God skenk. Wat skenk God? Bekering en vergifnis. Dis 'n baie belangrike ding. Ek vra weer, wie skenk? Sê Handelinge 5 vers 31. God skenk. Wat skenk hy? Bekering en vergifnis. So as jy nie vergewe nie, na watter adres gaan jy toe? Roubenheimerstraat 99 op Heilbron. Verkeerde adres. Dis waar ek bly. Dis die pastoriese adres. God skenk. God skenk bekering en vergifnis van sonde. Dis wat hy vers sê. So jy gaan na God toe, jy bid hieroor. Net God kan jou help om self tot bekering te kom, omdat jy nie wil vergewe nie vir iemand wat teen jou gesondig het nie. Dis broer en suster, ons kan nie hierdie orde verander nie. Luister mooi na 'n baie welbekende vers. 1 Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. Nou moet 'n mens versigtig wees, broer en suster. Klink dit vir jou of God hier sê, jy moet al jou sonde bely voordat jy vergifnis daarvoor kan kry? Ek is baie seker, ek het nie al my sondes bely hierdie week nie. Ek is baie seker daarvan. Ek het nie lank genoeg gebid dat ek al my sondes kon bely het wat ek hierdie week gedoen het nie. Ek het 'n ander probleem ook, en dit is, ek besef nie eers altyd wat al die sondes wat ek gedoen het nie tot 'n tyd daarna. Om die waarheid te sê, daar's van hy goed wat ek gedink het, ek het eintlik goed gedoen, en later gaan ek besef, ek het eintlik verkeerd gedoen, het was 'n sonde gewees. En dan moet ek onthou, ek moet daaroor bid, want anders dan gaan ek nie vergifnis kry nie, want
Dit was nog 'n ding wat ek verkeerd gedoen het. En ek het al vergeet, ek het dit 2 weke gelede al gedoen. En jy sien, mense werk so en sê, daai een het nou vir die soveelste keer teen my, en vir die laaste keer teen my nie gegroet nie, my skeef gekyk, my iets toegesnou, en ek gaan nou nie meer vergewe nie. Terwyl die Here sê in Efesiërs 4 vers 32, vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. God vergewe my, en ek is dankbaar dat God my alles vergewe wat ek verkeerd doen, broer en suster, alhoewel ek nie onthou om alles te bely nie. Moet ons net maak asof sonde nie gebeur het nie. Wel, dit sou in stryd wees met die eerste preek, is dit nie. Want kyk in Jesaja 59, jy moet iets verstaan van sonde. As jy gedink het, jy kan maar net altyd maak, asof ek en jy sal mekaar dan maar nou van nou af net nie groet nie. Sal maar net maak, of ons mekaar verdra. Maar verder weet ons albei wat's hier aan die gang. Jy sien, daar's 'n probleem, jy verstaan nie wat sonde is nie. In Jesaja 59 vers 2 sê die Here vir sy volk, julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. Hierdie sonde wat julle twee mense met mekaar aan die gang het, gaan 'n skeidsmuur word in julle verhouding met God. Of dit nou in jou huwelik is, of dit in jou verhouding met jou baas is, of dit in jou verhouding met werknemer is, as jy die probleem nie gaan aanspreek nie, word dit uiteindelik 'n skeidsmuur in jou verhouding ook met God. 'n Verhindering, dit is wat sonde eintlik is. Daai verhindering moet verwyder word, dit is 'n kankergewas wat uitgesny moet word en verwyder moet word van die liggaam af. Liefde wat vergewe, sonder dat daar berou en bekering was, sê ek vir jou, is geen liefde nie. Dis die liefde nie. Dis 'n valsheid. Dis mense wat nie manhaftig en dapper genoeg is om die regte ding te doen nie. Moenie die bereidheid om te vergewe met die daad van vergifnis te verwar nie. Ek hoor al hoe sê mense vir my, dominee, ek het nie baie van hierdie preek gehou nie. Want ek dink jy het nie geluister wat die Here gesê het nie. Die Here sê, ons moet enige iemand 7 keer op 'n dag vergewe, as al doen hy dieselfde sonde 7 keer. Nee, die Here sê, jy moet bereid wees. Dis iets anderste as, hy negeer nie die pad van berou, bekering, vergifnis nie. Want dan het jy mos nou 2 dele van die Bybel wat in stryd is met mekaar. So hy sê, jy moet altyd bereid wees om te vergewe. Dis wat hy bedoel as hy sê, en as hy 7 maal op 'n dag teen jou sondig, en 7 maal op 'n dag terugkom en sê, ek het berou, moet jy hom vergewe. Dit gaan daar oor die bereidheid. Jou hart moet altyd oop wees, moenie jou hart begin 'n hart maak nie. Paulus skryf mos vir mans en vrouens, spesifiek vir mans, in Kolossense in die huistafels, dan sê hy, moenie verbitterd raak teenoor jou vrou nie, moenie begin stilstype kry nie. Jy raak hard, moenie jou hart hard maak nie, maar die pad bly. Hoe kan ek weet dat ek tog nog die bereidheid het om iemand te vergewe? En ek hoop jy het dit. Maak nie saak watter sonde dit is nie. Daar is geen, ja maar jy moet net nou weet, nee, kyk, hy het my geruïneer vir die res van my lewe. Ek is gemolesteer. Ek weet. Hy het kom vra. Sê ek is jammer. Maar hy het my hele lewe verwoes. Ek sal nie vergewe nie. Kan nie dit vergewe nie. Onmoontlik. Ek hoop jou hart, broer en suster, het nog die bereidheid om te vergewe. Jy vergewe. Jy kan hartseer wees oor daardie sonde, omdat dit 'n sonde in die eerste plek teen God is. Maar jy is nog steeds bereid om die vergifnis te gee.
Luister wat sê die Here Jesus in Matteus 5 vers 44. Julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek. Doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en vervolg. Seën die wat julle vervloek. Wat jou uitskel. Wat op die straat staan en jou vloek en skel. En die Here sê, seën daai persoon. Sê, mag die Here oorvloedig goedheid in jou lewe skenk. Maar hy het my geskel, hy het my gevloek, hy het my verneder, voor ander mense. Doen goed aan die wat julle haat. Ek weet, hy haat my, ek sal niks vir hom doen nie, never mind dat die Here gesê het. Jy moet vurige kole op sy hoof ophoop van skaamte, dat hy bloedrooi in sy gesig word, omdat jy hom help. Bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Bid jy vir daai persoon wat jou so getrap het en soveel skade gedoen het. Broeder en suster, die Here praat met ons diep dinge. Hy sê vir ons moet regtig gaan kyk na onsself. Ons wil vergifnis hê, ek bid, Here, vergewe my sonde. Soms so vinnig, soms so maklik. Maar ander mense wil ek niks vergewe nie. Of ek wil lank vat, so lank as wat ek wil vat om hulle te vergewe. So watter bewyse moet jy hê voordat jy iemand kan vergewe? Ek vra weer daai vraag. Jy sê, ja, dominee, my het gesê, moet berou wees, na moet bekering wees. Ja, dis wat die Bybel sê. Maar gaan jy besluit, wat is nou ware berou en wat is ware bekering? Want dis moeilik. Ek en die hele kerkraad sit vergaderings daaroor en praat voordat ons 'n besluit daaroor kan neem. Miskien kan jy 'n medegelowige skry om saam met jou daarna te kyk. En ja, maar hy moet daarom kom vra. Sy moet daarom kom sê, kyk, ek is hom baie jammer. Ek is jammer, ek het jou eer aangetas en ek is jammer hieroor en ek is jammer daaroor en ek is jammer. Die gelykenis van die verlore seuns, hoe werk hy? Het daai seun gekom en gesê, pa, ek het 'n groot fout gemaak. Die pa sien, die gelykenis wat die Here vertel, die pa sien die seun van ver af aankom. En dan alreeds is daar liefde in die pa se hart en sy pa gee hom nie kans om te praat nie. Sy pa gee vir hom die vergifnis en dan begin die kind met, pa, ek het u geld gemors, ek het dit gespandeer op slegte vrouens en op alles wat sleg is in die lewe. Maar die vergifnis was daar. Maar ons mense wil opstelle hê, belydenisse, erkentenisse, beëdigde verklaringe. As jy nou weer bid, vergewe jou sonde vir die Here. Waar is die dokumentasie? Die stawende getuienis dat jy berou het, dat jy bekeerd is. Wat gaan jy indien? Wat gaan jy indien? As bewyse, as bewysstukke. Ek sal maar met Christus gaan. Net dit. En daar's nie 'n checklist nie. Ek vat jou terug na 1 Johannes hoofstuk 1 vers 9. Daar staan dat God is getrou en regverdig om ons sonde te vergewe wat ons bely. Maar daar staan nie die sonde teen die eerste gebod, die tweede gebod, die derde gebod, die vierde gebod, die vyfde gebod, die 6de gebod, die 7de gebod, die 8de gebod, die 9de gebod, die 10de gebod. Jy gaan bid. Jy gaan die hele dag bid as jy moet bid oor jou sonde. Maar ons verwag dit van mekaar. Ons verwag dit van mekaar. Jy sien, wat die Here eintlik met daai vers sê, en as jy na alles geluister het, dan sê hy, daar moet by jou 'n bereidheid wees, 'n konstante instemming om te sê, Here, ek weet, U vergewe my alles, en daarom kan ek ander mense vergewe. Psalm 139 vers 23 sê, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my,
en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. En Dawid noem nie iets spesifiek nie. Maar hy sê, Here, daar kan goed wees wat ek van vergeet het. En ek weet daar is. Ek weet. Ek kom met 'n boetvaardige houding na my God toe, en as daar mense is wat 'n probleem het met mekaar, en ek vind dit werk so in my verhouding met my vrou, en ek sê dit op baie maniere. Ek sê altyd, jy het 'n kans om gelukkig getroud te wees as jy bereid is om die minste te wees. En as jy baie genade van die Here kry, kry jy 'n maat wat dieselfde is, wat bereid is om die minste te wees. En dan as jy dan by mekaar kom en begin jy deur te sê, ek is jammer, ek het 'n groot aandeel in hierdie ding wat hier verkeerd geloop het. Ek het dalk die meeste hier verkeerd gedoen. En die oomblik as jy twee mense met dieselfde boetvaardige houding kry, wat met nederigheid na mekaar toe kom, want hulle weet, hulle staan voor die een en dieselfde kruis van Christus. En hulle vra elke dag, Here, vergewe ons sonde. En jy het vergifnis gekry. En nou wil jy begin vloeie soek. Iemand sê, maar Dominee, hierdie is nie 'n vloei nie, hierdie is 'n borsluis, vet gesy, aan my. Een van daai sonde, waarvoor jy voor die kruis gaan staan, net een van hulle, is genoeg vir die hel. Is genoeg vir die hel. En daarom, julle kan nou agter my rug gaan vra. Ek sê maklik, en ek bedoel dit, en ek sê dit vinnig. Ek is verkeerd gewees. Ek is jammer. Ek kan sien hoeveel kere ek hier verkeerd gegaan het. En my gewete voor my God is skoon, en ek kry vergifnis. Kan nie alle mense vergewe nie. Maar as iemand die pad loop van berou, bekering, vergifnis, is die skrifpad. En dit maak nie saak wat daai sonde is nie. Dan kan jy vergifnis gee. Dit vat tyd, en party sondes is erg. Mense se lewens vernietig. Mense se lewens verwoes. Maar hoe lank gaan jy onvergewingsgesind wil wees? Maar jy wil bid, Here, vergewe my sonde soos wat ek my skuldenaars vergewe. Maar hier is die groot skuldenaar hier voor u. Hier is die groot skuldige. Dan is jou gebed nie opreg as jy wil vashou en vasklem aan 'n sonde nie. En as daar 'n groot probleem is tussen jou en 'n ander persoon, het jy die eerste preek gehoor. Dan gaan jy na die persoon toe, jy berus by die persoon en jy praat oor die probleem. Dit is baie eenvoudig. Heilige liefde is, spreek die sondaar aan. En in tweede plek, vergewe die sondaar. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel, dankie vir u woord. Baie dankie dat ons kan weet, ons het vergifnis by u in Christus. Hierdie is groot dinge en moeilike dinge wat ons gehoor het, maar ons sien kans om so te maak en so te leef onder leiding van die Heilige Gees. Ons bid dat ons altyd getrou sal wees aan die woord. Ons bid nie net vir die gereformeerde kerke in Suid-Afrika nie, ons bid spesifiek vir die gereformeerde kerk Nelspruit, vir die dominee, vir die kerkraad van Nelspruit. Ja, Here, beskerm en bewaar u kerk. Ons bid vir berou en bekering by broer Peer van Vuren van Nelspruit, dat hy sal insien dat dit wat hy gedoen het verkeerd is. Ons bid weer vir berou en bekering vir die lidmaat in ons gemeente, wat sy naam afgekondig is. Ons bid vir die krag om met hom te gaan praat. Ons bid vir berou en bekering vir ander lidmate wat ondertug is. Ons bid vir 'n regte hartsgesindheid waar mense wat gevul is met die Heilige Gees met mekaar praat, mooi met mekaar praat, vriendelik, openhartig, maar met 'n bereidheid om mekaar te omhels. Gee dat ons 'n ware Christus gesindheid sal hê in ons gemeente
en in ons kerk. Ons vra dit van U in U Seun se naam, amen. Daar is geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Ons gaan saam sing, broer en suster, Psalm 147, vers 1 en vers 2. Laat voor die lofsang reis, hoe goed is dit. Kom ons my lief, hy is te vinnig. Stel hom net vir ons af asseblief. Ek het gehoor toe ons die inleiding, ons het daarna geluister en as jy alleen dit doen, dan kan jy dalk vinniger, maar die gemeente sal nie. Goed, kom ons kry net weer vers 1, is hy voor ons nie. Laat voor die Here lofsang reis, sien net 'n oomblik, het ons net die spoed stel. Kom ons probeer maar die normale spoed. OK, is net 'n oomblik. OK. Kom ons probeer. Laat voor die Here lofsang reis, o goed is dit om God te prys, o lieflik om die lof te sing, die lof wat ons aan hom moet bring, want hy wil ons in guns aanskou. Hy wil Jerusalem herbou, en Israel wat verstrooid nog zwerf, versamel op die heilige erf. Hy heel gebroken is van hart, en hy verbind al in al smart. Sy ons weer oneindig ver, hy tel en roep die laaste ster, sy krag en kennis ongemeet, oorweldig al wat ons ken en weet, sagmoedig is verhef hy weer, maar goddeloos is werp hy neer. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.